Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Ons het 'n nuwe dag uit die hand van die Here ontvang. En wat 'n voorreg om hierdie dag aan hom te kan toewy. Die Here wil ons toerus en seën en opbou in die geloof. Deur sy woord wil hy met elkeen van ons praat. Kom ons word vanmôre stil in die begin van hierdie nuwe dag. En dan lees ons saam uit die woord van die Here. Openbaring hoofstuk 4 vers 6 tot 11. Ons is nou besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons dan voort met ons volgende gedeelte. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was, en hy wat is, en hy wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Wanneer 'n mens 'n gedeelte soos hierdie hoor, broeder en suster, dan is die meeste gelowiges heel deurmekaar. Waarvan praat Johannes? Watter lewende wesens is dit hierdie? Hulle het soveel vlerke en is vol oë. Dit laat 'n mens heeltemal verward wees oor wat die betekenis daarvan is. Maar ek en jy moet onthou, broeder en suster, hierdie is 'n visioen wat Jesus Christus aan Johannes gegee het, en baie daarvan is in simboliese taal. Die hemel word nie vir ons beskryf soos asof mens na 'n foto sou kyk nie. Sommige van die dinge is direk en kan maklik verstaan word, maar baie simboliese dinge word ook aan Johannes geopenbaar. Ons het vroeër in hierdie hoofstuk gelees van die 7 lampe wat voor God brand. En dit was simbolies van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Net so is die 4 lewende wesens waarvan ons vandag gelees het, simbolies van die hele skepping van God. Ons moet Esegiel 1 saam met Openbaring 4 lees, om die beeldspraak te verstaan. Hierdie 4 lewende wesens was nie regtig diere nie, maar is simbolies van die hele skepping wat God loof en prys. Die hele skepping het voor God in aanbidding gebuig en hom heiligheid toegesing en eer aan hom gebring, want hy is dit waardig. Ons lees in ons teks dat elke keer wanneer die lewende wesens of die hele skepping lof en eer aan God gebring het, dan het die 24 ouderlinge, wat simbolies is van alle gelowiges van alle eeue, wat rondom God se troon is, het hulle gebuig en gekniel voor God wat op die troon sit, en hulle het hom aanbid, en dan het hulle krone voor sy troon neergesit, en hulle het hom ook alle lof en eer gegee. Here onse God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Hierdie gedeelte beskryf vir ons die grootsheid van die hemel, die wonderbaarlikheid en die heiligheid van God, en hoe die mens, as ook die hele skepping en alle gelowiges in die troonsaal voor God sal wees,
om alle lof en eer aan hom te bring, want hy is dit waardig. Besef jy werklik wie die Here is? Wanneer laas het jy die Here se lof en eer besing, hom groot gemaak, eer aan hom gebring, en hom toegesing, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hierdie wonderbaarlike God, broeder en suster, het jou lief. En daarom moet jy alle lof en eer aan hom bring, wat uit genade vir jou kom red het, vanuit jou sonde en elende. Kom ons loof die Here vir wie hy is in ons lewe, en ons sien uit om eendag in die groot hemelse troonsaal by hom te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag, vir u goedheid, liefde en genade in ons lewe. Dankie dat u deur u woord vir ons kom leer wat u wil vir ons lewe is, en vir ons die hemel kom openbaar het, sodat ons kan uitsien om daardie dag by u te kan wees. Ons eer u vir soveel seëninge in ons lewe. Wil u uit genade al ons sonde vergewe, Here? Werk in ons harte deur die Heilige Gees, bemoedig ons, versterk ons, lei ons. Dankie dat u in Christus 'n mooi toekoms vir ons kom skep het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.